Son soen die aarde se rand, warm koffie en die TV aan. Vingers ken die knoppie trippel en sonder twyfel waarheen jy gaan. Almal verdien 'n plek in die son. Almal sing 'n nooit ontbytsake song. Vandag kuier ons saam met die aktrise Michelle Botha en julle sal haar miskien herken of miskien nou nie. As Cornea getroud met rugby, dis die common pop, hè? Maar eintlik is sy ook 'n baie ernstige en natuurlik 'n goeie aktrise en sangeres. Goeiemôre en baie welkom hier by ons. Baie dankie. Jy moet dit nog leer want ek probeer my bes om so common te kou, maar ek kry dit nie reg. Ja, ek sien jy sukkel maar. Jan Harm het 'n natuurlike slag daarmee, maar ek sukkel daarmee. Okay, ek sal jou leer. Wat jy wil jy nou geleer word? Nee, ons gaan dit so met tyd doen. Maar baie welkom vanoggend. Ons gaan lekker mee kuier. Lekker. En natuurlik eet en drink en sulke goed. Hallo. Hallo, ek is so bly om te kan sê dat dit pas jou nie. Moet dit nie doen nie, die kougomkouery. Is dit reg? Nee, moet dit nie leer nie. Maar wat dink jy ek kan my voel om 'n vierhoekie my oor krap? Is dit oukei? Ja, maar jy kan dit al klaar doen. Nou ja, welkom van my kant af ook by 'n lekker vol program. En ons stel julle ook later bekend aan die fondsinsamelaar van die Tygerberg Kinderhospitaal Trust, die instansie waarvoor ek geld insamel deur die otter te hardloop. Is jou weer? Daar weer gaan niks vir jou sê nie. Ons gesels ook met die uitvoerende hoof van die Afrikaanse Handelsinstituut wat geweldig baie doen vir die klein en medium sakebedrywighede in Suid-Afrika. En dit is mos juist iets wat ontbytsake ook na in die hart lê. En hierdie week drink ons die spierpinotage en daarmee saam gaan ek 'n hartlike predie bedien. Ons het natuurlik verlede week 'n reuse groot fout gemaak want ons het toegelaat dat Jan Harm die program moet begin en raai wat gebeur, daar spoel die hele ou Gauteng weg. Dis terug in die winter, so nooit weer gaan hy die program open nie. Lang arm. Kyk net wat gebeur, nê? Wanneer jy my net 'n ou kansie gee, dan gebeur sulke aardskuddende dinge. Dink net die toekoms daar vir jou en vir my. Hoor jy, ek dink jy moet 'n goeie aktrise wees want ek het nou gekyk, maar ek kon nog nie iets commons aan haar kry vandat sy ingestap het nie, nê? Dis die ding. So of sy's 'n goeie aktrise op TV of sy's 'n goeie aktrise hierso. Nou vir ons kyk 'n bietjie na die weer soos ouer gewoonte landbou, natuurlik wat in die sport aangaan. Nou jy is oor na die weer. Ontbytsake se span vlieg met Mango. Easy on the pocket, easy on you. Nou ja, daar weer het genoem en was dit nie 'n woeste tweede helfte van die week hier oor die noordoostelike gedeeltes van die land nie. Ons het laasweek gepraat oor 'n bo-laagstelsel. Daai stelsel het baie sterk ontwikkel en saam met 'n koue front wat oor hierdie gedeeltes in beweeg het ons regtig waar lekker reënbuie gehad. Ek wil net aan die ander kant toe beweeg. Dan kyk ons na hierdie wolkkolom wat oor die noordoostelike gedeeltes van die land geleef was gister. Dit was nog steeds hierdie bo-laag wat vir ons baie reënval gebring het oor gedeeltes van KwaZulu-Natal, oor die Laagveld, Gauteng en Limpopo. Nou vandag gaan hierdie stelsel nog steeds 'n invloed hê, maar slegs oor die verre noordoostelike gedeeltes van die land waar ons reënbuie kan verwag, ook oor die noordelike kusgedeeltes van KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolkte toestande verder weswaarts, maar oor die binneland sal dit begin opklaar, sonnige en matige toestande met 'n hoëdrukstelsel wat inwig. Môre sal dit nog verder opklaar, die reënbuie beweeg verder weg tot oor die suide van Mosambiek. In die weste is daar 'n koue front wat oor die land inbeweeg môre met koeler weer, reënbuie wat ook in die suidweste gaan voorkom, soos wat hierdie stelsel oor die land inbeweeg. Koeler toestande, nou nie vrek koud nie, maar nog steeds kouer as normaal. Enkele reënbuie wat langs die suidkus kan voorkom. Dinge sal opklaar in die weste teen Dinsdag, maar die stelsel beweeg in oor die noordooste. Reënbuie wat langs die kuslyn van KwaZulu-Natal kan voorkom, ook oor die Laagveld en teen die Plateaurand. Noord van hierdie koue front sal dit nog steeds baie warm wees. Teen Woensdag
nog steeds daai reënbuie wat oor die noordoostelike gedeeltes van die land gaan voorkom. Op hierdie stadium nie enige bolige laagstelsel nie, so lyk nie asof dit so woes gaan wees soos die afgelope week nie. Teen die einde van die week sal die stelsel wegbeweeg. Dit sal sonnig en matig word, mooi opklaar oor die binneland. In die weste teen Woensdag gaan dit lekker warm wees met 'n aflandige lugvloei wat gaan heers, maar teen Donderdag 'n volgende koue front wat oor die gebied inbeweeg met koeler weer, reënbuie oor hierdie gedeeltes wat teen Vrydag langs die suidelike kuslyn sal uitbrei. Dit julle weer vir die week, tyd vir finansies, oor na David. As jy met jou onderneming op ontbytsake kom spog, gebeur twee dinge. Dis baie goeie blootstelling en jy kry outomaties BEE-punte vir jou onderneming se sertifikasie, want ontbytsake is 'n graad 3 BEE gesertifiseerde besigheid. Merkwaardig, né? Nee? So moenie tot op die laaste wag nie. Kontak ons. Die grootste nuus seker is nou maar wat internasionaal in die gebeur is. Ek dink die eerste ding te doen met die Europeërs, Mario Draghi of hulle noem hom sommer ook Super Mario, is natuurlik die president van die Europese Sentrale Bank. Nou hy het die afgelope week gesê dat hy sou doen wat ook al nodig is om die euro intakt te hou, om die euro te red. Nou hy het gesê onder andere gaan hy die skuld koop van die lande wat diep in die moeilikheid is, soos byvoorbeeld die Spanjaarde en die Italianers en ook die Grieke natuurlik. Onthou nou, Mario Draghi is die ou wat die euro letterlik druk. So wat hy sê hy gaan doen, hy gaan na die drukperse toe gaan, in eenvoudige terme, en hy sit die drukperse aan, en hy druk 'n klomp euros, en hy gaan na die Spaanse regering toe, en hy gee hulle geld, en hy vat hulle staatseffekte. Nou, hy doen dit om te hê dat die staatseffekte koerse, die langtermyn rentekoerse van die Spaanse regering byvoorbeeld, moet daal, en as hulle langtermyn koerse begin daal, dan is dit makliker vir hulle om hulle begroting te laat balanseer. Maar in die proses, en dis die Duitsers se probleem, in die proses loop hy natuurlik die risiko dat hulle uiteindelik baie inflasie in euroland kan kry, en dit gaan natuurlik die waarde van die euro oor tyd erodeer. So dis die afgelope tyd wat gebeur het, en intussen hardloop die finansiële markte, en hulle hardloop nie omdat die ekonomie goed doen nie, maar hulle hardloop omdat daar verwagtinge is van 'n verdere verslapping wat ekonomiese beleid aanbetref. Die tweede baie belangrike ding is uiteindelik hierdie demokrate, glad nie 'n groot verrassing nie, in Amerika besluit wie hulle volgende kandidaat gewees, en nou Bill Clinton is daar so, en almal wat belangrik is, en hulle hou vreeslike toesprake, en hulle praat vreeslike warm goeders wat mense so 'n gevoel om die hart gee, sulke lekker warm dinge, dis tipies wat die demokrate doen. Wat ek van die demokrate hou, hulle is nogal baie ernstig op persoonlike vryheid, maar die demokrate het nie 'n benul van die ekonomie nie. Die Republikeine weer, hulle verstaan hoe werk die ekonomie, maar hulle het nie 'n benul van persoonlike vryheid nie. Miskien is dit tyd vir 'n ander ekonomiese of liewer politieke party in Amerika. Jan Arm, hy het 'n benul oor landbounuus. Die landbounuus word verskaf deur Veeplaas, die tydskrif vir die veeboer. In vandag se nuus, prestasie toetsklaswenner aangewys, Simbras hou fees, wolprys daal en hoër voedselpryse weens klimaatsverandering. Die vleissentraal LNR prestasie toetsklas vir fase C getoetste bulle is oudergewoonte by die pas afgelope lenteskou in Pretoria aangebied. 13 topbulle het meegeding om die kroon. 'n Pinzgauer-bal van die ZZ2 Cappuccino Pinzgauer stoet van Paul Bester het met die lauwere weggestap. Die Simbra Feesweek het hierdie week 25 jaar van uitnemende teeling by die Afridome in Parys gevier. Tydens die veiling is 'n Simbra koei van die Three Star Trust vir R25.000 aan Ed Barry en Mark Newborn verkoop. Johan Dippenaar het die bil Quattro Pro Protector vir R190.000 van Quattro Simbras gekoop. CMW het die veiling behartig. Die Cape Wool's Merino aanwyser het die afgelope week met 2,4% afgeneem om op R86.26 per kilogram te sluit. Die aanbod was redelik klein. Nuwe navorsing toon dat die volle impak van klimaatsverandering op voedselpryse onderskat word. 'n Verslag van Oxfam voorspel erge stygings in kommoditeitspryse weens uiterste weeromstandighede. Dawie en Tim Du Plessis gesels net hierna oor die week se nuusgebeure. Ontbytsake landbounuus aan u gebring deur Veeplaas. Kry jou uitgawe vandag nog by jou naaste kleinhandelaar.
En Tim Du Plessis is hoof van Afrikaanse koerante by Media 24 en ek en hy het nou net so, of hy het my so oor die vingers getik, hy het vir my gesê, dit maak nie saak wat jy sê nie, dit maak saak hoe jy dit sê. Dis natuurlik met verwysing oor die demokrate en die republikeine wat ek nou gemaak het, so flissies, in Amerika. Ek dink jy het 'n bietjie oorvereenvoudig om te sê, alle demokrate hulle het altyd die regte posisie oor sosiale kwessies, maar die verkeerde en oor ekonomie, en andersom vir die republikeine, dis daarmee heeltemal so nie. Jy weet in Amerika, Dawie, ek is nou nie so opgelei in die ekonomie nie, maar ek het 'n jaar daar gebly, ek weet min of meer hoe dit is. Die verskille tussen daai twee is nie eintlik werklik so baie groot nie. Vir 'n baie groot deel van die laaste gedeelte van die 20ste eeu was het hulle die sogenaamde wat hulle genoem het bipartisanus, die twee partye het saamgewerk. Dis 'n bietjie laat op 'n bietjie vroeg in die oggend, ek kan nie die woord bipartisanism is dit nie? So iets, ja. Die twee partye, weet dit, so die verskille is nie werklik, die ideologiese verskille is nie so groot soos wat ons aan gewoond is nie. Dis nie rou sosialisme teen klipharde kapitalisme nie. Hulle is nader aan mekaar. Dit gaan oor hoe kan jy jou idee oordra? Nee, maar kyk, die punt wat ek wil probeer maak is die demokrate is sulke fluffy ouens. Jy weet, dit is sulke sagte pink ouens. Dat die republikeine, hulle is nou veronderstel is meer die praktiese tipe van ouens. Maar daar's probleme aan beide kante. Die realiteit kan ek vir jou sê, Tim. Ja. En dit is dat die Amerikaanse land, die ekonomie is meer en meer sosialisties as wat dit was in die verlede en dit sal tot 'n einde kom want hulle is nie meer die vrye land wat dit was nie. Maar die aarde, hoe kan jy sê Amerika sosialisties? Sosialisties soos die ou Sowjetunie was. Soos wat Oos-Duitsland was. Die eenvoudige objektiewe maatskappy kyk na hulle staatsskuld. Kyk hoe groot word die staat. So ek weet en die groot debat gaan oor hoe groot wat moet die rol van die staat wees. Nou as jy sê die staat moet 'n groter rol speel, is dit outomaties sosialisme? In die Skandinawiese lande die staat 'n redelike groot rol maak dit hulle. Dis inderdaad so. Dis nie die vlak waar dit is nie, maar dis die verandering in die vlak. Maar kom ons keer terug na Suid-Afrika toe. Ja, hierso. Want dit lyk dan vir my as ek nou kyk na die koerante hierso laat ex-president Motlanthe is nou amptelik soort van die oppositie. Kyk, daar's hierdie ABZ, anything but Zuma veld tog. Daar's 'n hele klomp mense, maar jy kon nooit gesien het wie is die leiers? As jy nou sê enige iemand behalwe Zuma, maar dan wie? Wie gaan dit dan nou wees? Nou sien ek Business Day wat nogal, jy weet, taamlik op die politiek baie berig skrywe vanoggend. Motlanthe chosen tussen aanhalingstekens as challenger to Zuma. Senior ANC leaders thrash out list of potential party leaders, Business Day Vrydagoggend. So dit begin lyk asof hy nou die oues wat na vore kom. Jy weet wat lyk my teen meneer Zuma gaan staan. Weet jy, dit laat my nou nogal dink, daar's 'n klomp boyfriends, nee, en almal is agter hierdie girlfriend aan. Nee, luister nou, daar's 'n klomp ouens wat agter die girlfriend aan is, maar niemand sê dit nie. Almal wil president wees, maar niemand sê dit nie. Maar Dawie, dis so klein bietjie, maar is dit maar nie in die kuns van die hof maak nie, weet jy kan nie te openlik wees oor jou intensies nie. Ek het al geskrywe dat meneer Motlanthe is soos die Mona Lisa glimlag. Jy weet nie, is dit 'n glimlag in sy hartseer, wil hy staan of wil hy nie staan nie. Dit lyk vir my dit begin al hoe duideliker word, hy speel 'n taktiese spel. Nou is daar 'n reël in oorlogvoering, ek weet nie of dit van Clausewitz was of die Chinese oom wat hulle ook gereeld aanhang, wat sê, moet nooit inmeng met 'n vyand wat in selfvernietiging modus is. Nou ek sê nie meneer Zuma is besig om homself te vernietig nie. Ek sê maar net daar's soveel foute wat oploop op sy wagbeurtjie, hoef eintlik niks te doen nie. Dit is amper soos hy is miskien nie doelbewus besig om homself te vernietig nie, maar hy het sekerlik nie veel hulp meer nodig nie. Hoe is dit nou vir 'n Mona Lisa smaal? Oor na bietjie sport saam met Jan Arm. Vet Budgie rol groot uit. Jou vet kans om telekomrekeninge se vlerke te knip. Goeiemôre aan al die ontbytsake sportliefhebbers. Die Paralimpiese spele kom tot 'n einde en alhoewel Suid-Afrika nie so goed gedoen het soos 4 jaar gelede in Beijing nie, kan die span steeds trots wees op hul vertonings met veral die swemmers en atlete wat weer eens alself uitstekend van hulle taak gekwyt het. 'n Spesiale woord van gelukwense aan Natalie de Tooy wat gister in haar laaste kompeterende resies deelgeneem het. Dit gaan beslis moeilik wees om haar prestasies oor die afgelope 3 Paralimpiese spele te ewenaar. Ek dink enigiemand wat na die Paralimpiese spele gekyk het, voel geïnspireerd, maar dit is nie net die toeskouers wat so voel nie. Soms vind die atlete ook inspirasie uit hul prestasies. It's Nascimento of Brazil against the Cuban. Brazil against Cuba. Nascimento of Brazil, 24-year-old, beats the 21-year-old Cuban. He's asking his girlfriend to marry him. Talita, marry me, question mark. Well, I hope Talita's a lovely lady, and I'm sure she is. I hope she says yes.
Well, if you break the world record, it seems like you're not going to find a better time to propose. Well, that's my favourite moment of the night so far. Ja, ek hoop Talita het ja gesê. Die rugby kampioenskap beur voort en na al wedstryd teen die Wallabies pak die Bokke volgende Nieu-Seeland in Dunedin. Die All Blacks is tans die span in wêreldrugby wat op vorm is en Suid-Afrika se resultate tot dusver in Dunedin gee mens nie juis 'n hupstoot in selfvertroue nie. Ons kyk dan en sien in ons 8 wedstryde wat ons daar gespeel het ons slegs 1 gewen, 7 verloor. Die gemiddelde telling is 21-12 van die All Blacks se guns en hulle het 2 keer soveel drie as ons gedruk. 2 feite wat mens wel so 'n bietjie hoop gee. Eerstens het die Bokke die laaste kragmeting tussen die 2 lande in Dunedin gewen en tweedens word hierdie wedstryd vir die eerste keer in die nuwe Forsyth Bar stadion gespeel en nie meer op die ou Carisbrook nie. So miskien kan Suid-Afrika 'n beter rekord by hierdie stadion van stapel stuur. Sterkte aan Jean en sy span teen die perde van daar deur onder. Nou is dit oor na Willem Basson van Efficient Advice. RSA Search Engine, the best business search engine in South Africa. Môre, eerstens aan die 3 musketeers en die bewaringsengel van Durbanville. Baie dankie, ons het lekker hierdie week by julle boom gekuier. Andrew, Loukie, Dirk en Vicky. Mense, die afgelope paar weke het ons gesels oor die tweede metode om moontlik boedelbelasting te minimaliseer. En dit was die oprigting van 'n trust. Nou, ons het onder andere gepraat, kom ons maak 'n onderskeid tussen 'n testamentêre trust en 'n inter vivos trust. Ons het vrae bespreek of die oprigting van 'n trust regtig sin maak. Nou kom ons vat bietjie saam hierdie week. Want as jy die ding reg doen, kan 'n trust vir ou baie voordelig wees. Maar as jy hom verkeerd kry, kan hy ook die grootste swart piet word. Nou kom ons kyk vinnig na 'n testamentêre trust. En daar mag baie redes wees. Die eerste een, of miskien 'n belangrike een kan wees, die beskerming van bates vir minderjarige kinders, sowel as meerderjarige onvolwassenes. Nou, inter vivos trust, daar seker bietjie meer redes hoekom 'n ou inter vivos trust sal stig. En een van die redes kan dalk wees die beskerming van bates teen krediteure. Maar maak seker jy ken jou insolventiewet en die bepalings ook goed. 'n Ander rede kan ook wees om groeibates oor te plaas na 'n trust sodat hierdie bates in die trust groei en nie in jou eie naam nie, baie voordelig vir boedelbelastingdoeleindes. Ander rede kan wees die beskerming van erfposies, baie selfs as 'n testamentêre trust van minderjarige kinders en onvolwasse meerderjariges. En dalk as daar inkomste begunstigdes ter sprake is in 'n trust, kan jy ook gaan kyk na die inkomstebelastingwet, maar verstaan die inkomstebelastingwet baie mooi. Nou, mense net uit bogenoemde kan 'n ou sien dat die oprigting van 'n trust kan baie kompleks wees. Maak dus seker jy praat met 'n deskundige en dan sien ek jou by die boom. Maar nou oor na Oula se warm kombuis en haar Picasso insetsel. Ek wonder of julle hom dadelik gaan raak sien. Prikkel jou smaakkliere. Proe Willow Creek se gegeurde olyfolies, balsamiese asyn en verwante olyfprodukte. Baie welkom in my kombuis. Ek gaan vandag met die spier pinotage vir julle ietsie kook en dis deel van hulle signature reeks. Nou hierdie wyn het 'n persoonlikheid van sy eie en hulle is baie trots daarop om die persoonlikheid van die wyn uit te beeld en dit is 'n baie oulike manier sodat die Jan Alleman kan verstaan waaroor hierdie wyn gaan. En hierdie wyn is sag, kontroversieel en passievol. En hierdie wyn is trots op sy herkoms en hy hou van enige kos, net soos alle Suid-Afrikaners. So ek dink dit som dit nogal baie goed op. En daarom het ek besluit om 'n breedie te maak, want dit is iets wat ons almal in Suid-Afrika baie lief is vir. En dit reën nou hier in Johannesburg, so dit is iets wat ons harte ook gaan gelukkig maak. Ek gaan nie basiese breedie maak soos wat almal dit maar maak, maar ek gaan dit wanneer ek dit op dis bietjie iets anders doen. Ek sal vir julle nog wys wat ek gaan doen. Maar om mee te begin, natuurlik eie wat ek gaan braai, want dit is die basis van alles, en knoffel. En ek het Willow Creek se Directors Reserve olyfolie gebruik.
wat natuurlik ook trots Suid-Afrikaans is en dit gee hom net so 'n diep olyfsmaak wat net dit soveel aanvul natuurlik met die wyn ook. En dan die kruie wat ek gebruik is vars timmie, maar as jy nou nie vars kan kry nie, is dit oukei, dan moet jy net bietjie minder gebruik want die gedroog is baie sterker. En ek gaan selery insit. En die speserye is 'n klein bietjie naaltjies en ek gaan komyn insit en koriander, fyn koriander. En dit moet alles nou net sag oor 'n lae hitte braai totdat die eie deurskynend is en dan sal ek die beesvleis insit en in die tweede insetsel sal ek vir julle meer verduidelik. Ola, ek sien op Facebook jy het nou 'n pop-up restaurant by jou huis begin. Is dit die tipe kos wat jy daar gaan maak? Dit klink lekker hoor. Ek gaan, maar ek gaan dit meer gourmet maak. So ek sal dit doen en net 'n bietjie opsoes met 'n wyntjie en Sjoe, dit klink baie lekker. Hartskos, kom my hartskos. Ek gaan dit doen, ja. Ek gaan verseker daar wees volgende keer. Ons kyk na 'n uittreksel van Michelle Botha aan getroud met rugby en dan gesels Milan met haar. Kom. Ontbyt is net nie ontbyt sonder Escort se heerlike bacon en verskeidenheid worsies nie. Wil jy nou as president met 'n blerrie trek kry? Was 'n ijskoue liggie. Moenie van my kom aan nie. Jy weet eers wat daai woord beteken nie, want as jy geweet het, dan sou jy vir jou geskaam het. Om soos 'n aap geboorte te gee. En dan maar te hoop die res van die trop sal haar groot maak. Blerrie skande. Nou is ons 'n trop ape. Helma, ek het net 'n bietjie gedit. Ja. Dis ook al wat jy ordentlik kan doen. Slaap. Doe nou roer jou bas. Gaan maak vir haar 'n bottel as jy nie gaan bors gee nie. Hoeveel keer moet ek dit sê? Hulle is vir my plesier, nie vir baby om te verniel nie, okay? Michelle Botha, wat kan ons sê? You clean up nicely. Oh, thank you. Baie welkom vanoggend by ons. Baie dankie. Wat 'n heerlike rol. Ja. Sê vir my, wat moes jy doen vir die audisie? Toe jy vir hierdie rol gegaan het? Wel, dit was Dion Opperman het ingestaan, dit is 'n lang storie, maar Dion Opperman het vir my kom vra het gesê hy het hierdie klein karaktertjie geskryf. Asseblief wil ek hom nie speel nie, dit is kom 'n suster van en ek kan nie eens onthou wat ek regtig gedoen het vir die audisie nie. Hulle het my voorgestel en ek het gegaan Karen van der Laag die audisie gedoen en 'n stukkie teks gelees en van daar af het dit net gegroei. Lekker. Nou jy en Andre Odendaal se karakter is saam in baie tonele. Het julle het so 'n lekker dinamika. Het dit van die begin af gebeur of moes julle mekaar so half uitvoel? Man, ek het nie vir Andre geken voor ons begin werk het aan Getroud met Rugby nie. So ja, dit gebeur mos, mense voel mekaar uit, maar hy is so talentvol en so oop en lieflike mens. Dit is nie moeilik om met hom tête-à-tête te ontwikkel nie. So dit is heerlik. Ja, dit is maklik geweest. Ja. Ek en hy's goeie vriende op die stadium. Nou mense hoef nou nie lank met jou te gesels om te weet jy's baie ver van daai karakter af nie. Waar het jy haar gaan haal? Dis 'n goeie een. Ek dink die karakter is so geskryf spesifiek dat hulle enigiets kan sê. Omdat hulle niks het om te verloor nie. So jy gaan haal dit in eerlikheid. Speel dit eerlik en speel die situasie waar dit is en dan dit gebeur net. Dis komedie en ek's mal oor komedie. So dis maklik. Dit is lekker om dit so aan te pak. Is dit lyk soos een van daai of twee van daai karakters wat hom daartoe leen dat jy so 'n bietjie kan doen wat jy wil. Kan jy 'n bietjie van die teks afgaan of is die regisseur streng op dis die teks en dis waar jy moet bly? Want Joshua Malherbe is 'n fantastiese mens om mee saam te werk en hy het ons nogal met die 4de reeks het ons nogal gelos om te doen wat ons wil. Jy bly by die teks. Maar hier en daar waar mense voel dit gaan beter werk, laat jy toe om te doen en dan het also dit wys op die ou einde. Mense moet maar altyd doen wat beste is vir die stuk self. So as jy hier en daar woordjie verander het niemand vingers getik en gesê nie. Hoorie maar dit is julle storielyn is verskriklike goed wat julle gesinnetjie aanvak, né? Kry jy hate mail. Is daar tannies wat vir jou met 'n handsak oor die kop slaan as sy jou in die straat kry? Weet jy, gelukkig het ek nog nie dit beleef nie, maar mense, die publiek is nogal, ek moet sê ek is impressed met die publiek. Mense kom na my toe dan sê hulle nie hulle vergelyk of hulle wil nie praat met my, jy's kom en weet asof ek die karakter is nie. Hulle kom na my toe sê vir my dis goeie spel, ons geniet jou in die karakter, which I find
baie uplifting. Die publiek is nie onnosel nie, wat lekker is. En Andre kry ook baie mense wat na hom toe kom en vir hom sê dis fantasties, ons geniet julle want dis komedie en jy speel lekker. So ja. Nou baie mense het jou nou eers leer ken op televisie, maar jy's al soveel jare op die verhoog bekend vir baie rolle wat jy gespeel het en ook vir jou sang. Nou wil ek net gou hier lees op jou CV want ek is lig my in. Jou CV sê singer, dramatic soprano with coloratura notes. Wat is dit? Wel, ek weet of ek dit nog kan sê. Dis baie hoë note. Dit is as jy die eerste oktaaf het van middel C na C, dan van daai C na die volgende C en alles bo daai na E is koloratuurnote. So jy kan er nogal hoog die ding doen. Kan nogal daar gaan. Lekker. Nou ons gaan net verder daaroor gesels en ook die projekte waarmee jy nou besig is vir die verhoog. So ons gesels net verder. Maar nou kyk ons eers na Retech Coatings, 'n baie suksesvolle sakeonderneming en dan gesels Dawie met Christo van der Rede oor 'n kompetisie juis vir besighede soos Retech. Retech Coatings vervaardig al vir 12 jaar hoë kwaliteit industriële verwe. En toe besef hulle dat al die selfdoen boffens daar by die huis 'n behoefte het om op hulle eie nuwe lewe in afgeleefde badkamerteëls, kombuisvloere en swembaddens te blaas. Daarom is daar nou 'n reeks epoksieverwe vir vloere en muurteëls in die nuutste kleure beskikbaar, sodat jy vinnig 'n nuwe vars voorkoms aan jou badkamer en ander vertrekke kan gee. En dit is so maklik, selfs Carla het dit baas geraak. Ek hou daarvan om elke lente iets nuuts in my huis te doen. En die jaar het ek besluit om die badkamer op te kikker. En met Retech Coatings se verf was ek in 'n japtrap klaar. Retech Coatings is uitsluitlik gefokus op gewaarborgde, bekostigbare, hoë-kwaliteit produkte en persoonlike diens. Afgesien van al ons DIY-produkte, doen ons ook die aanwending van ons epoksie op vloere van werkswinkels, pakhuise en industriële kombuise ensovoorts. Kontak ons gerus vir verdere inligting en kwotasies. Retech Coatings gaan definitief 'n verskil in jou lewe maak. So dink nuut en vars met Retech. Met die ekonomie wat nou strop trek, moet jy deesdae jou ore spits vir elke geldbesparingswenk. En hier volg een wat jou beursie aansienlik vetter gaan laat. Om warmwater met hittepompe te genereer, kan jou soveel as 70% op jou maandelikse warmwaterrekening bespaar. 'n Baie opwindende deel van ons besigheid op die oomblik is die huishoudelike hittepompe. Jou geyser se element op die oomblik trek 3000 watt, waar 'n hittepomp net 850 watt gebruik. Ons kry die split eenheid, wat ons met die eenheid vervang ons jou element van jou geyser en dan kry ons die geïntegreerde eenheid. Dis 'n tank met 'n hittepomp op en hy het 'n totale inset net van 800 watt. Sedert ek die hittepomp geïnstalleer het, het my water en ligte seker so 'n goeie 65-68% gedaal vir die waterverhittingskoste. En ek glo soos wat die omgewingstemperatuur verhit, sal die hittepomp groter besparings meebring. Uitstekende kompeterende pryse, kwaliteitprodukte, 5-ster diens en bovenal 'n besparing op koste en energie. SA Heat Pump Engineers. En Christo van der Rede, hy is die uitvoerende hoof van die AHI. Baie mooi das kan ek vir jou, Christo. Goeiemôre en baie welkom. Dankie, dankie. Ons praat vanoggend oor die AHI en ons praat natuurlik ook van die onderneming van die jaar kompetisie. Die onderneming van die jaar kompetisie, wat is dit? Wat beteken dit? Weet jy, hierdie kompetisie bestaan al vir 22 jaar. Elke jaar gaan soek die AHI na ons beste entrepreneurs. Dit is die mense wat dinge self doen en wat bereid is om die risiko te neem. En ons wil hulle natuurlik vereer. Hierdie kompetisie bestaan uit 2 bene. Dit is natuurlik vir jou ondernemings onder 20 miljoen rand per jaar wat 'n omset het van dit en natuurlik ondernemings bo dit. Dit is vir ons belangrik om hierdie mense, jy weet, blootstelling te gee sodat hulle ook as rolmodelle kan dien vir die gemeenskap daar buite. Wel, ek kan vir julle sê ontbytsake gaan hoofsaaklik oor entrepreneurs en oor sakemanne en kort wanneer ons die geleentheid kry, probeer ons hulle ondersteun soveel as wat ons moontlik kan. Maar wat is julle motivering nog om soveel aandag te gee aan hierdie kompetisie? Suid-Afrika het 'n groot probleem. Ons het te min entrepreneurs. Ek dink ons het oor jare heen het ons mense, het die staat vir mense gesorg en die staat is nog steeds besig om daai afhanklikheidskultuur te bevorder. Absoluut. Hoe gouer ons mense tot die besef bring dat hulle moet na hulle self begin omsien. Hulle moet die ondernemersgees aan die dag lê en hulle moet bereid wees om 'n risiko te neem. Want daar's baie staatshulp wat hulle kan help. Daar's ook natuurlik ons sakekamers
wat vir hulle 'n ongelooflike platform bied om hulle te ondersteun. Hoekom fokus julle spesifiek dan op die klein en die mediumgrote ondernemings? Dis die grootste aantal werkskeppers in die land. Ja. Ons kyk so na 1.5 miljoen klein sakeondernemings in die land. Die syfers sê vir ons, hulle dra 40% by tot die bruto binnelandse produk. Ons sien ook, hulle skep so wat 65% van werksgeleenthede in Suid-Afrika. So is fenomenaal. As 'n ou nou wil deelneem aan hierdie kompetisie, wat is die kriteria? Waar moet jy voldoen? Weet jy wat, ons kyk eers na die kwalitatiewe, nou, dis nou 'n lelike groot woord daai, maar ons kyk na die ondernemersgees van hierdie persoon. Ons kyk na die vaardighede, ons kyk na sy bemarkingsstrategie, ons kyk na die produk, ons kyk na die uniekheid daarvan. Ons kyk na hoe hy die gaping gevat het, soos 'n waffel se senter. En ons kyk ook natuurlik, jy weet, hoe hierdie persoon met sy werkers omgaan en hoe omgewingsvriendelik hy is. En natuurlik na die volhoubaarheid van hierdie onderneming. En dan kyk ons na die syfergedeelte. Ja. Groei hierdie onderneming, jy weet, hoe die persoon sy belang ook gegroei in die proses en na die syfergedeelte. Dit is natuurlik het julle 'n paar vennote wat saam met julle in hierdie kompetisie is. Wie is hierdie vennote, die belangrikste van hulle en wat is elke van hulle se rol? Weet jy, Santam is ons grootste vennoot, hulle gee die geld. Die AI bestuur dit en hulle gebruik my om die ding te bevorder. Dan het ons ook ontbytsake wat natuurlik ons media vennoot is, rapport wat ook op 'n weeklikse basis is die storie gaan vertel van elke entrepreneur wat deurkom na die finale toe en natuurlik business partners. Hulle is die mense wat die kriteria vasmaak en kyk na die inskrywings. Kom ons praat vinnig oor die AI. Groei julle? Ja, AI groei fenomenaal. Ons het weekliks sakekamers wat aansluit, Graskop, Agulhas, Robertson, KwaZulu-Natal het ons nou mense wat aangesluit het, daar het Richards Bay uit. Ek is op pad na die Weskus toe volgende week, so ons groei fenomenaal. Dis 'n ongelooflike organisasie, dis die grootste stem vir Afrikaanse sakelei in Suid-Afrika en die belangrikste. Ons dien op Netlek, ons sit op Boesa en ons bevorder die saak van die Afrikaanse sakelei daar buite. Die uitvoerende hoof van die AHI wat vanoggend by ons 'n draai kom maak en ek kan vir jou sê dis 'n groot voorreg en 'n eer vir ontbytsake om saam met hulle die onderneming van die jaar kompetisie aan te bied. En hoeveel keer het ons nou gesê dat ontbytsake gaan reeds oor julle, die medium en die klein sakeonderneming. En dit is inderdaad die belangrikste mense in die land. Hulle skep rykdom, hulle skep werksgeleenthede en hulle betaal heeltemal te veel belasting. Hierna vind ons uit waar die volgende 2 ontbytsake fokusse gaan plaasvind. Die landwyse Just Water franchise netwerk botteleer water, vonkelwater en 11 gegeurde waters, sowel as 'n unieke gegeurde kinderwaterreeks. Pas bekendgestel is die Giant reeks energie- en sportdrankies, asook die Avitai vitamindrankies. Just Water het ook 9 koeldranke beskikbaar. Ons Just Water produk word so suiwer en skoon gebottel dat selfs die mees bakterie-sensitiewe pasiënt dit met gerusheid kan gebruik. Ons gegeurde Just Water is dieet en diabetes-vriendelik met slegs 9 kJ per 100 ml en bevat geen bygevoegde suiker nie. Verder is dit kindervriendelik en spreek dus die moderne siektes van ons tyd aan, naamlik diabetes en aandagafleibaarheid. Die Giant reeks is gemik op hoër energievlakke en bied ook aanvullings na 'n siektetoestand of strawwe sportdeelname. Die Avitai is 'n gesonde vitamienverrykte drankie, sonder gas en met 'n lae kilojoule inhoud. Die ontbytsake wiele word geborg deur Equestra Flexi Logistics. Ja, maar julle gaan harde met my baie lag gemaak. Vandag is daar sommer 2 ontbytsake fokusse waarvan ons julle vertel. Die eerste een is in Heidelberg, Gauteng, en as jy 'n besigheid daar het en deel van die fokus wil wees, moet jy so gou moontlik vir Pierre Oosthuizen kontak. Ek weet julle het nie geweet dat Heidelberg op 'n stadium, om presies te wees tussen 1880 en 1883, die hoofstad van die Suid-Afrikaanse Republiek was nie. So kom wys vir ons watse ondernemings is daar alles in hierdie eertydse hoofstad en deesdae ook baie gewilde toeristedorp. En die tweede fokus waarvoor jy op die uitkyk moet wees, veral as jy in die Boland bly, is ons opkomende fokus in die Parel. As jy deel van hierdie ene wil wees, kontak vir Neville Garcia en bespreek jou plek so gou moontlik. Die Parel is die 3de oudste Europese nedersetting in Suid-Afrika.
Dit is ook die tuiste van die Taalmonument, want hierdie dorp het 'n baie belangrike rol in die geskiedenis van Afrikaans gespeel. So as jy bevoorreg genoeg is om 'n onderneming in hierdie besonderse Bolandse dorp te besit, kom wys vir ons wat dit is. Ons kyk nou na die ontbytsake kalender en onthou, stuur asseblief vir ons julle versoeke ten minste 'n maand voor dit plaasvind deur. Anders kan ons dit nie gebruik nie. Te midde van al die pret en plesier in die ateljee, is daar nog tyd vir jou om met jou onderneming te kom spog op die program. Veral die klein en medium sakepersoon. Hierdie is 'n geleentheid soos min en so goedkoop. 'n Ouerskapseminar word gehou van 14 tot 16 September by die Nederduits Hervormde Kerk Montana. Skakel die kerkkantoor vir navraag. 'n Lentekarnaval vind plaas op 15 September by die NG gemeente Bellville Wes. Bel hulle vir inligting. Die tweede Vierefees word gehou op 15 September by die Hoërskool Botawil. Kry meer besonderhede by die skool. Die NG Kerk Dalview hou 'n oop hengelkompetisie op 15 September by die Vaaldam met groot pryse. As jy wil deelneem, skakel vir Chart. 'n Vertoning van Steve Hofmeyer vind plaas op 15 September by Laerskool Die Poort in Pretoria. Die kontakpersoon is Marizaan. 'n Boekbekendstelling deur Jean Els word gehou op 18 September by Café Merlot in Hetvlok Kasteel. Vir meer inligting skakel Elise. 'n Vertoning van Joseph Clark en die IP Simfonieorkes vind plaas op 21 September by die Universiteit van Pretoria se Aula Theater. Hoërskool Frans de Tooy beplan 'n matriekreünie vir sy klas van 1982 in Oktober. As jy een van hulle is, stuur 'n e-pos aan Agnethia. Die Rataal Dameskoshuis wil 'n Pote 1975 tot 1978 reünie iewers in Oktober hou. Skakel vir u stel as jy wil bywoon. Hoërskool Affies se reünie vir sy matrikulante van 1952 op 5 Oktober. Skakel Prof PC Botha. Besighede wat nie op RSA Search adverteer nie, verloor eenvoudig baie besigheid elke dag. Besighede, bestuur jou eie mini-webblad op RSA Search Engine. Jy kan enige tyd jou mini-webblad update, soos jou daaglikse events, specials, foto's en inligting. Onthou, slegs RSA Search Engine bied hierdie unieke pakket in Suid-Afrika aan. Besoek RSA Search vir die beste advertensiewaarde by rsasearch.co.za. Karla, ek weet nie so mooi of ek hou van Oula's in die haarstyl nie. Dis my 'n bietjie kort. En die figuur, die postuur. Ek dink sy eet 'n bietjie in die kombuis. Ja. Nee, Ja. dit moet wees. Sy eet al die kos en sy gee vir ons. Wilhelmina. Ons het 'n nuwe kok in die kombuis, maar hy's baie ernstig vir wat hy doen, julle, asseblief. Dis weer tyd vir die boekfokus en vandag het ek hierdie 3 boekies spesiaal vir tieners. Hierdie 2 is geskryf deur Janie Oosthuizen. Ek gaan dit nou net so wys. Rugbyballe en bikinis en daar's 'n ou in my arbei smoothie en dan is hierdie een, My hartklop muffins, geskryf deur Helen Brein. Hierdie boekies is heerlike, lekker leesverhale spesiaal gemik op die tienermark en glo my, elke jong meisie sal hierdie boekies verslind. En ek het vandag hierdie boekie, Katvoetverse, geskryf deur Denise van Rensburg en geïllustreer deur Marika van Heerden. Hierdie is 'n verseboek vir klein kindertjies tussen 4 en 6 jaar. Die versies is lig en lekker, humoristies geskryf met allerlei vreemde karikature wat daarin voorkom. Hoor bietjie. Ek wonder hoe het ouma se binnekant so gekrimp. Haar vel sit darm baie los of kort sy dalk net ma se kos om weer in hom te pas. Dit is so oulik. Ag moeder. Ek weet nie wat vandag hier aangaan. Ouma krimp, daar's ouens in arbei, ek weet nie. Ek het vandag hierdie ou grootte, die geskiedenis van Suid-Afrika van voortye tot vandag, saamgestel deur Frans Johan Pretorius. In hierdie boek span gerekende Suid-Afrikaanse historiese saam om al ons vrae van die verlede te beantwoord. Daar is hoofstukke oor die Nederlandse era aan die Kaap, die minerale revolusie, die Anglo-Boereoorlog, Afrikaner nasionalisme, swart politieke verset, die Afrikaanse kerk in die 20ste eeu en Suid-Afrika na 1994. Die skrywers bied 'n gebalanseerde blik op waar ons vandaan kom en gee onder meer ook erkenning aan Afrikaners se rol in die land se ontwikkeling.
Hierna gee ons al hierdie boeke in 'n lekker geskenkpak weg en ons maak verlede week se wenners bekend. Okay, kan ek gaan kook asseblief want ek weet nie wat doen nie. Kan red wat te redde is. Gaan na Ontbytsake se webwerf vir meer inligting oor alles wat jy weekliks op die program sien. Dit sluit in die kalender, landbounuus, ekonomiese nuus en natuurlik Oula se resepte. Dis ook die plek waar jy fantastiese pryse kan wen. So gaan kyk op die Wen Alweer blad en skryf in. Wie weet, miskien is jy gelukkig. Dit alles op ontbytsake.co.za. Daar's 'n arbei in hierdie kalse arbei se smoothie, maar dit voel as daar arbei in my bek is met daai Afrikaner gebeur maar soms. Ons gee 5 boekgeskenkpakke met elk van die Boekfokus se boeke daarin weg. Sê nog 'n keer boeke. Dit sluit in die 3 tienerboekies, katvoetverse en hierdie groot geskiedenisboek. Om in te skryf, SMS jou naam, adres en die woord boeke na 34084 en miskien is jy gelukkig. Nou verlede week het ons geskenkpakke van Hannen weggegee en die wenners daarvan is Elsabie Nel, Rensha Erasmus, San Smallberger, Shamaine Ingram en Cecilia Bernardo. Geniet dit en baie geluk. Pryse word afgelewer met die komplimente van Don Weng. 'n Ontbytsake fokus word beplan in die pragtige Bolandse dorp Parel en dit sal uitgesaai word op 10 November. Kontak vir Neville Garcia as jy 'n besigheid daar het en vir die res van die land wil wys wat jy doen. Henry Ford het gesê, "Whether you think you can or you think you can't, you're right." En vandag is Henry nou lankal nie meer met ons nie, maar sy nalating in die vorm van General Motors is. Ons kyk nou daarna, dan is dit weer Oula, of sal ek sê Willem se beurt. General Motors Suid-Afrika met sy hoofkantoor en monteeraanlegte in Port Elizabeth is 'n volfiliaal van die multinasjonale General Motors maatskappy. Die maatskappy het meer as 2000 personeel in diens en is primêr gefokus op die monteer en verspreiding van buitprodukte. Die maatskappy se 137 handelaars wat verantwoordelik is vir die verspreiding van Chevrolet, Opel en Isuzu voertuie is geleë in dorpe en stede reg oor die land. General Motors Suid-Afrika is passievol om 'n betekenisvolle en volhoubare bydrae te lewer tot die opheffing van die gemeenskap en het gedurende die afgelope 5 jaar meer as R131 miljoen belê in verskeie opvoedkundige inisiatiewe. General Motors Suid-Afrika het 'n vennootskap met sy handelaars aangegaan wat bekend staan as die General Motors Suid-Afrika Kinderlewe Stichting. Hierdie stigting steun hoë impak inisiatiewe en meer as 8000 kinders is reeds deur die projek bevoordeel. Dit is altyd vir ons as handelaars ook 'n voorreg om betrokke te raak by gemeenskapsprojekte saam met GM. Jy weet op die einde van die dag is dit jou gemeenskap wat die voertuie by jou koop en jou handelaar ondersteun om 'n sukses te maak. En vir handelaar om dan weer terug te sit in die gemeenskap is dit altyd 'n baie lekker voorreg om mense te help, soos wat ons vandag hier gedoen het en om die kinders te help in die skole is ook om die skole op te knap en so ook die leerwyse en die lewe vir die kinders daar makliker en beter te maak. Ten einde beter onderwys aan minderbevoorregte leerders te bied, het General Motors Suid-Afrika die Neem 'n Skool aan inisiatief begin. Die St. Reginald's primêre skool, geleë in die klein plaasdorpie Kirkwood in die Oos-Kaap, is een van die eerste agtergeblewe skole wat in die General Motors Suid-Afrika familie verwelkom is en het skryfbehoeftes, kos vir sy voedingsprogram en algemene instandhoudingswerk vir die skool ontvang. Het is volgende om te kom help by die skool. Ek dink dis altyd belangrik om te wys dat jy bereid is om te help en ek dink mense wil nie altyd net geld en ek dink dis goed om te sien dat mense kom help en ons maak die skool mooi vir die kindertjies want hulle is vir ons baie spesiaal en hulle is die leiers van in die toekoms en dis wat ons vir hulle wil gee en ons wil vir hulle beter omstandighede gee. General Motors Suid-Afrika skenk ook die volle opbrengs van sy prestasieryke Isuzu 4x4 Challenge om te help om die skool suksesvol te bestuur. Om deel van die General Motors Suid-Afrika familie te wees, het ook sy voordele en die kinders is verras met 'n besoek deur hulle plaaslike helde, die Chevrolet Warriors. General Motors Suid-Afrika streef daarna om 'n verskil te maak in die gemeenskappe waarin hy bedrywig is. Thank
Ontbytsake beplan 'n volgende fokus in Heidelberg, Gauteng en dit sal uitgesaai word op 17 November. So as jy 'n besigheid in daardie omgewing het en bekostigbare televisieblootstelling soek, kontak vir Peer Oosthuizen. Spier Pinotage, 'n trots Suid-Afrikaanse wyn met geure van kersietabak en ryp pruime. Maar gelukkig het ek vir Willem hierso op stel, want sonder hom weet ek nie hoe ek ooit enigiets gedoen nie, want elke keer as ek iets anders moet gaan doen, red hy my. Hy het intussen die patats vir my fyn gekap en ingesit, en hy het net genoeg vloeistof ingesit, so hy weet wat hy doen. Klein bietjie water, maar nou moet ek van die Spier Signature reeks Pinotage insit, om met daai hartlike geur te gee, maar ook nie te veel nie. En dit gaan ook help dat die vleis natuurlik smurgsag kook. En ek het 'n blikkie opgekapte tamaties. As jy die moeite wil doen, kan jy natuurlik die tamaties self gaan warm maak of kookwater oorgooi en die skil aftrek, maar is baie makliker om maar net 'n blikkie te gaan kook. En ek gaan tamatiepasta insit, so 'n lepeltjie en suiker. En dit moet alles net kook. En dan sal ek proef of dit sout nodig het. Ek weet nou nie hoe dit gaan proe nie, maar ek weet dit is altyd lekker, maar ek dink dit gaan 'n ernstige kos wees. Want Willem het baie ernstig gelyk. Maar ons wil altyd in Oula se kombuis. Wat is dit oor jou kombuis? Dis jy. Ek weet nie, hoe is dit nou? Dis net dieselfde. Nee, ek joke net. Die kos is hier, dit gaan oor die kos. En is hierdie natuurlik hierdie wonderlike Willow Creek. Jy maak al vir julle rukkie met Willow Creek. Ja, Willow Creek is excellent. Ons gaan juist kyk waar hierdie lekker olyfolies en produkte geproduseer word en dan gesels Milan verder met ons gas. So. Hey Jerry. Jy's daarom maar lekker, hè? Wag, jy maak my warm. Escort vir heerlike gemarineerde ribbetjies, worsies en ander vleisprodukte. Willow Creek Olyflandgoed is geleë in die Nuivallei tussen Woester en Robertson in die Wes-Kaap. Die Rabie-familie boer reeds sedert die laat 1700s in hierdie vrugbare vallei. En in 1999 het hulle die olyfboorde begin vestig tussen die wingerde en uitvoerdrywe op die plaas. Willow Creek se eerste ekstra suiwer olyfolie het in 2002 gevloei en sedertdien is dit met vele toekenninge bekroon. Die terroir van die Nuivallei is ideaal vir die verbouing van topgehalde olywe. Ons kalsiumryke grond en die tipiese Mediterrane klimaat veroorsaak komplekse geure in ons olies. Die voorsprong wat hierdie klimaat het en ook die feit dat ons boorde presies bestuur veroorsaak dat ons konstante kwaliteit in ons olies lewer. Die grysgroen blare van 280 hektaar olyfbome met die Rabieberg in die agtergrond skep 'n gevoel van tydloosheid en rustigheid, selfs midde in die druk oesseisoen. Die aanplantings op Willow Creek is te ekstensief om slegs op hande arbeid staat te maak om die vrugte op die korrekte tyd te oes. Dus word 'n meganiese oesmasjien ook aangewend. By die fabriek word die olywe gewas, met 'n hamermeel fyn gekap en in malakseerbakke gemaal totdat die olie van die olyfpulp begin skei. Daarna word dit na die sentrifuge gepomp waar die olie van die pulp en water geskei word. Die laaste vrugtewater word met 'n skeier van die olie verwyder. Dit word dan in vlekvrye staaltenke geberg en met stikstof bedek om dit teen oksidasie te beskerm. Die finale stap om 'n uitstekende ekstra suiwer olyfolie te skep is die noukeurige versnyding van verskillende kultivars om 'n komplekse gebalanseerde olyfolie te vermeng. Omdat ons 'n groot volume olyfolie van verskillende kultivars produseer, is ons in die posisie om 'n verskeidenheid style te versny, eerder as om bloot ons hele oes te vermeng en slegs een extra virgin olyfolie op die mark te bied. Sodoende kan ons iets vir elke palet en verskillende aanwendings aanbied. Ons Estate Blend olyfolie is die ideale olyfolie om te gebruik vir alledaagse gebruik. Dit het 'n karakter van vars gesnyde gras en die effense soetigheid van appel en is 'n ideale plaasvervanger vir geraffineerde olies of margarien en versadigde vette. Maar wat hierdie produk regtig in 'n ander klas plaas, is die heerlike spuitbottel waarin ons dit vir die verbruiker verpak het.
Dis gerieflik om te gebruik, dis absoluut beheerbaar en is baie ekonomies. As jy eers een keer hierdie bottel gebruik het, sal jy nooit weer daarsonder wil wees in jou kombuis nie. Ons Directors Reserve olyfolie is 'n intense olyfolie en ons het dit spesiaal versny vir die olyfolie-connoisseur. En dit lyk daarom asof ons dit reg gekry het, want jaar na jaar het internasionale sowel as plaaslike beoordelaars hulle regmerkie agter hierdie olyfolie gesit. Ek beveel dit graag aan saam met sterker gegeurde kossoorte soos rooi vleis en jou ma se boontjiesop of beleekkaase en roketblare in 'n slaai of carpaccio. Hier benewens het Willow Creek 'n reeks gegeurde olyfolies, die suurlemoen, basiliekruid en parmesaan olyfolie. En laasgenoemde is veral 'n wenner saam met pasta geregte. Die natuurlike pasmaat vir olyfolie is balsamiese asyn en Willow Creek se oorspronklike wynkelder word weer benut. Maar vandag is dit nie wyn wat in die houtvate verouder nie, maar Cabernet Sauvignon asyn wat volgens die balsamiese metode gefermenteer en verouder word. 'n Reeks tapenades, olyfpestos en gegeurde olywe vul die olyfolie en balsamiese asyn aan. Willow Creek se olyfolie verander enige vars brood in 'n feesmaal. Maar proe is glo. So gaan kuier gerus op hierdie landgoed in die Nuivallei. Jy sal die heilsaamheid van Willow Creek eerstehands ervaar. In die deli word die hele reeks te proe aangebied en in die bistro kan 'n heerlike kaasbord of ligte maaltyd geniet word. Die venue met 'n gesellige stoep is uitstekend vir funksies en troues en die konferensiefasiliteite is volledig toegerus. Willow Creek, olyfolie van oorsprong. Ek kuier sommer lekker hier agter die skerms, agter die kameras ook met Michelle Botha. Jy het nou, ons het net gepraat bietjie oor teater. Jy het baie goed gedoen, maar waaroor die mense nou baie praat is onder andere Lied van my hart. Wat was jou ervaring in daai verhoogstuk? Lied van my hart het ek 2 rolle vertolk. Ek het Tant Mossie gespeel van die platteland in die tuisnywerheid. Sy was die ou skinderbek geweest, heerlike karakter geweest teenoor Edrien Erasmus en Kobus Venter. En dan die ander karakter was Louise Verwy, die alkoholverslaafde vrou van Wayne Leroux, wat 'n sangeres was en dit toe nie gemaak het want haar loopbaan is gekelder deur daar is sy. Daar's Tant Mossie op haar beste. Daar's Edrien Erasmus ook langs, maar het was heerlik geweest. Dit is komedie. Daar's ek met my ou Glasie en Steve wat my ja, is 'n sad karakter geweest en dan het ek Sprokie vir 'n Stadskind as daai karakter gesing wat fantasties was. Janine natuurlik vir my pragtig begelei. Ja. Dit moes 'n ervaring gewees het want dit was gewild en ek hoor die gehore was op hulle voete en dit was was vol sale. Ja, dit was heerlik. Dis anders as televisie, want jy kry daai onmiddellike reaksie. Exactly. Dis dit bly my groot liefde die verhoog. Ek is baie lief vir verhoogwerk. Maar kamerawerk of TV-werk is heerlik ook. Is 'n ander tipe, is 2 different genres. So maar ja, daai immediate response wat jy het en is 'n dialoog wat jy het met die gehoor. So as jy daar is en hulle saam met jou daar, dan is die ervaring net soveel beter. Is heerlik, ja. En die ander stuk ook wat hierdie selfe produksiehuis gedoen is, dink ek, is Ons vir jou. Yes. Ja. Gebeur dit baie dat 'n mens so 'n deel van 'n familie raak en dat 'n produksiehuis jou oor en oor gebruik? Dit is so. Ek het vir Dion Opperman baie werk gedoen. Ek het begin met Vere, een van sy eerste musicals wat hy gedoen het vir die Oudtshoorn. En van daar af het ek Sound of Music gedoen en toe dit net so aangaan. En die Delarey storie speel ek teenoor Roel Bekes, Nonnie Delarey. So dis gebaseer uit geskiedenis uit en dan met 'n liefdesverhaal tussendeur en die mense. Dit is dis die 3de keer dat ons dit opgevoer het en elke keer het ons 'n standing ovation gehad want die storie is baie goed geskryf en lekker gemaak deur Dion en Sean Els. So dis heerlik om dit te ervaar. Mense snik en huil. Ja, dis naby aan mense se harte daai hele storie en daai hele geskiedenis. Ja. Jy's een van daai vroue wat nou ook jou eie ding doen en wat vir jouself werk maak. Wat is parfuum vir 'n prinses? Parfuum vir 'n prinses is geskep deur ek en my beste vriend wat ook in die Kaap is, Thomas Barlow. Ons het hom geskryf vir Houtbaai, ons het daar in hulle amphitheater opgetree. Verlede jaar in die Kaap. En toe het ek besluit ons moet hom in Afrikaans vertaal oor dit so goed gewerk het. En dan gaan ons hom by die Pierneef Theater doen oor die vakansie, Oktobervakansie vir 3 dae. Ek, Daniel De Lange wat ook 'n vriend van my is akteur en dan Anel van Wyk ook 'n aktrise vriendin van my.
Ons 3 speel al die karakters. Dis 'n sprookieverhaal met Sleeping Beauty, Rapunzel en Cinderella. Ja. En dan die evil karakter is 'n kakiebos wat hulle probeer ontvoer en sy maak 'n parfuum waarmee sy die rykste en die beste in die wêreld wil. So dis amper soos 'n moderne pantomime. Mini pantomime kan jy sê. Ja, ons sing, ek sing 'n liedjie van Lady Gaga. O, lekker. Ja, in Afrikaans. So ja, dis groot van vir die hele gesin. Daar's baie audience participation van die kinders speel die 7 dwergies. En hulle help by ou en om vir ou kakiebos te vang. So dis groot pret. Ja. Dit lyk regtig asof jy ietsie van alles al gedoen het. Kinderteater en poppenkas en al die goeders is ook deel van jou loopbaan, nee? Ja, ek voel want mens moet, jy weet self, in ons bedryf moet jy alles kan doen. Jy moet kan skryf, jy moet kan sing, jy moet kan akteur wees, jy moet kan produce, jy moet kan alles doen. En ek hou daarvan om dit. Ek kan nie sit by die huis en wag vir die telefoon om te lyn nie. So net bring hier die geld in. So jy moet alles doen. Ja, ek is in kinderteater lê naby my hart, want dis waar ek begin het. Ek het vir dink 6 of 7 jaar lank kinderteater gedoen. So en dis eerlikste gehoor wat jy kan kry. So ek love it. Hoorie, net so laaste vraagie. Ek weet jou seentjie is nog baie klein. Hy is nou maar 2, maar wat sê hy as hy jou op die televisie sien of het hy jou nou nog nie gesien nie? Dis interessant, ons was nou die aand op my ma toe getroud met Rugby toevallig op en hy kyk en my ma sê van kyk daar's mamma. Maar nou lyk ek, jy weet dit. Ja. Hy het so gestaan en gekyk vir die TV en voel toe sien jy gaan die lig. Dis mamma. Hy's Andre. Dis lief. En kyk hy vir jou, dan kyk hy vir die TV. So ja, hy's besig om dit uit te figure, maar hy's nog bitter klein. Berei hom maar voor want daar's nog baie verskillende gesigte en rolle waarin jy ons jou gaan sien. Hoorie, baie sterkte vir jou loopbaan. Dis heerlik om jou te kuier. Thanks, Milan. Ons kyk nou na Abbott Brushes, nog 'n teken van goeie entrepreneurskap in ons land. Vir die eerste keer in Suid-Afrika, 'n rugborsel waarmee jou hele rug sonder moeite gewas kan word. Nadat jy afgedroog is, kan jy jou geliefkoeste lyfroom aanwend. Haal die borsel af en vervang met die sponsie. Pynstillende rome, veral vir die rug van ouer mense en sonbrandolies vir die jonger geslag, kan nou met gemak self aangewend word. Is daar dalk iewers 'n jeukvlek? Maak gebruik van hierdie spesiale openingsaanbod. Maak kosdrange jou rasend. Sukkel jy om gewig te verloor as gevolg van insulienweerstandigheid, tipe 2 diabetes of menopause? Stop die kosdrange, verloor gewig en bly op jou ideale gewig met die Manna dieet. Kry jou gratis dieet e-boek by mannaplus.com en sê tot siens vir gewigsprobleme met Manna bloedsuikerbeheertablette. Beskikbaar by alle apteke, gesondheidswinkels en by mannaplus.com. Imagine if you could do all the things you've dreamed of doing. It's time to stop putting things off till tomorrow and take off. Enter the Mango 150,000 Rand Bucket List Challenge. Visit flymango.com. Mango, why not today? Milan, ek weet ons almal weet nou al dat jy gaan deelneem aan die otter, maar ek weet nie altyd of almal weet presies wat hierdie reis behels nie. Ja, ek dink baie mense vra vir my op Facebook of so ook, gaan jy hom stap? Sterkte met die stap. Ek het dit al gestap. Die otter, dit is dieselfde staproete wat mense gewoonlik 5 dae vat om te stap, maar hierdie is nou die een geleentheid in 'n jaar om dit in 'n dag te hardloop. So ek het 11 ure om 43 km oor die berge te hardloop. En dis nogal 'n tawwe een. Ek dink die sportmense daar buite sal weet, hulle praat van the Grail of Trail. Dis erger as die Ironman. Is jy en erger as die Comrades. So ons sal kyk of hierdie lyfie dit kan maak. Die knie is maar seer nou, maar ek oefen lekker. So, ja, so baie dankie vir almal se ondersteuning. Dis vir my baie lekker om te sien hoe die mense op Facebook hulle ondersteuning aanbied. Nou Dawie gesels nou hierna met Malcolm Kling. Hy is die fondsinsamelaar van die Tygerberg Kinderhospitaal Trust, die instansie vir wie ek nou hierdie geld insamel deur hierdie otter te hardloop. Ek haal my hoed vir af en ek bewonder jou vir wat jy doen en jy moet dit rustig vat. Jy moet dit nou nie oordoen nie. Ja. Maar eers kyk ons na One Energy, 'n onderneming wat jou kan help om baie geld te spaar en groener te leef. Groen is vandag se gonswoord en dis reg. Want om suiwig met elektrisiteit om te gaan is slim. Jy spaar nie net geld nie, jy help bewaar ook die aarde. Maar waar begin mens soek vir die regte produk? Die keuse is so groot.
One Energy Franchise Groep is jou antwoord. Hulle spesialiseer in sonkraggeisers en hittepompe vir geisers. Die franchises het ervare vakmanne en spesialiste wat jou met kundigheid gaan bystaan. Met ons hoë elektrisiteitspryse en toekomstige prysverhogings bied die hernubare energiemark groot geleenthede vir entrepreneurs. Die One Energy Franchise bied verskeie kwaliteit handelsmerke vir residensiële en kommersiële applikasies. En as wel nog One Energy Franchise lisensies beskikbaar in Suid-Afrika. Kontak ons gerus. One Energy het die nuutste ontwikkelings in hernubare energie. Jy gaan verstom wees oor die verskil wat dit aan jou lewe en jou beursie maak. Anton Meiburg se 10 jaar versameling album is nou beskikbaar met al sy bekendste liedjies soos Dankie vir die jare, Spinnekop, Boer en sy roer, Totsiens, Hallo, Goodbye, as ook sy nuutste liedjie Ossewa. Anton Meiburg se 10 jaar versameling album is nou landwyd beskikbaar. En Malcolm Kling, hy is hoof of 'n belangrike ou daarse by Tygerberg se Kinderhospitaal, want hy doen die fondsinsameling in en hy is ons gas vanoggend. Baie welkom hierson. Baie dankie, Dawie. Vertel ons van die Tygerberg se Kinderhospitaal, vertel ons van die dienste wat julle lewer en vertel ons van die belangrikste mense en dis die kinders. Dis reg. Dawie, ek dink ek moet begin om te sê die beskermheere van Tygerberg Kinderhospitaal is aartsbiskop Desmond Tutu en sy vrou Leia. En hy sê altyd, when God looks down on Tygerberg Children's Hospital, he smiles because it is such a wonderful, wonderful, wonderful place. Die dienste wat ons daar lewe, ons kan dit deel in 3 kategorieë. Die kliniese dienste en ons is 'n tersiêre vlak hospitaal, met andere ons lewe gespesialiseerde gesondheidsorg. Dan tweedens is daar die akademiese aspek, natuurlik al die tersiêre hospitale, tersiêre vlak hospitale is dan die akademiese hospitale waar al die mense opgelei word. En die derde aspek is natuurlik die navorsing, waar ons belangrike sentra het daar waar ons navorsing doen en al die siektes wat kinders beïnvloed soos kanker, TB, vigs en ook baie belangrik die siektes wat nuutgebore babas affekteer. Maar dis 'n wêreldbekende hospitaal hierdie. Hoekom is dit nou nodig om fondsinsameling te doen? Julle moet baie ryk wees. Dit is 'n bekende hospitaal, dit is 'n staatshospitaal en ja, al die bedryfsuitgawes en so aan word deur die departement van gesondheid gedek en hulle koop natuurlik baie toerusting aan en so aan, maar die geld is beperk. Die begroting, ek sê, is nie genoeg nie. As ons optimale gesondheidsorg wil lewe, dan moet ons eenvoudig ook fondse van eksterne bronne af. Ja. So jy het te vertel wat met alles van nie, maar waarvoor word die geld nog aangewend? Wat se ander goeder word julle gebruik julle hierdie fondse? Okay. Al die fondse wat ingesamel word deur die Tygerberg Kinderhospitaal Trust word belê in kapitale uitgawes. So dis hoofsaaklik die verbetering en uitbreiding van fasiliteite en dan aankoop van mediese toerusting. So al die geld word belê waar dit op 'n sustainable basis is en dit langtermynbelegging in die verbetering van die gesondheidsorg wat ons kan lewe. En dit gaan vir gesondheidsorg vir die kinders. Dis vir die kinders. Nou, ons het nou ons pragtige Milan, wat nou besluit het om die otter aan te pak, en dis nou nie Jan Harm nie, dis nou die hardloopotter. Ja. So dis Milan teen die groot otter. Wat dink jy gaan in haar kop aan? Want ek dink daar's baie, jy weet, torre wat van hy prop afgeval het om met otter te gaan hardloop. Ek dink eenvoudig, sy is mal. Maar ek word dit nou nie gesê, dink so hopeloos te bang vir. Dis ongelooflik. Milan is nie net pragtig en 'n fantastiese aktrise nie. Die bietjie wat ek al leer ken het wanneer sy die hospitaal besoek het, sy is regtig 'n ongelooflike persoon die
interaksie met die kinders daar, al die tyd en die geld wat sy belê het self in hierdie projek as ambassadeur vir Tygerberg Kinderhospitaal is regtig ongelooflik. Het jy gesien as hy hardloop die boutjies, het jy gesien? Ja. Malcolm Klein, hy is die fondsinsamelaar van Tygerberg se Kinderhospitaal. Daar het ek jou nou gedruk. Dan baie dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai gemaak het. Ons kyk nou weer na Milan se groot uitdaging en stuur julle SMS'e. Jy het nou gehoor van wat 'n wonderlike doel dit alles gaan. En ek koop die boutjies is daar. Kom ons kyk. Hoeveel kansse kry 'n mens om 'n kind te laat dans? Om 'n dag op te helder? Om in 'n lewe in te ploeg? Daar kom 'n dag wat ek nie meer my skoene sal kan vasmaak nie. Nie meer sal kan opstaan nie. Nie weer 'n berg sal kan trotseer nie. Vandag is nie daai dag nie. My naam is Milan Murray. Op 15 Oktober hardloop ek die Otter African Trail Run ten bate van die Tygerberg Kinderhospitaal. Help my om hulle te help. Vandag nog. Want hoeveel kansse kry 'n mens? 'n Ontbytsake fokus word beplan in die pragtige Bolandse dorp Parel en dit sal uitgesaai word op 10 November. Kontak vir Neville Garcia as jy 'n besigheid daar het en vir die res van die land wil wys wat jy doen. Kyk uit vir die ontbytsake kar in jou omgewing. Ons ry die wêreld vol met komplimente van Equestra Flexi Logistics. Ek wil net gou vir Malcolm hier aan die arm gegryp het. Dawie praat so baie, nê. Dat hy vergeet het. Dat hy vergeet het om vir jou hierdie olie te gee van Willow Creek. Net van ons van ontbytsake om te sê dankie dat jy al die pad van die Kaap af gekom het en vir alles wat jy doen vir die Tygerberg Kinderhospitaal. Vreeslik baie dankie Malcolm. Baie dankie. Dis hy. Onthou nog een van ons fokusse, die een in die Valdriehoek wat deur Pieter de Waal aangepak is, sluit oor 2 weke en dit klink my dit is al reeds baie vol. So as jy nog wil deelneem, moet jy gou spring en vir Pieter kontak. Nog 'n baie spesiale organisasie is die Spes Bona Huis vir Gestremdes in Rustenburg. Kyk hierna en daarna gesels Dawie met Michelle Botha. Ek kon nou niks sê daarvan julle maar. Spes Bona is die enigste huis vir volwasse persone met gestremthede in Rustenburg. Hulle naam beteken goeie hoop en is 'n verwoording van die hoop op 'n goeie lewe deur aanvaarding van ander en met liefdevolle en deernisvolle versorging. Die huis is in 1977 begin met net 6 inwoners en vandag word hier 60 permanente inwoners versorg, asook dagbesoekers wat hier besig gehou word met kontrakwerk en die maak van kunsartikels. Die personeel het 'n passie vir hulle werk en onder leiding van Flippie Fourie is daarin geslaag om die huis te bou sonder 'n sent skuld. Spes Bona oorleef boonop reeds vir meer as 'n jaar sonder enige bystand van die staat. Van die inwoners kan nie finansiëel hulle eie behoeftes voorsien nie en is hier waar jy 'n verskil kan maak. Groot of klein, jou bydrae is welkom en elke donasie bring nuwe hoop. Kontak Spes Bona en maak 'n verskil. Brake verkoop in 'n pappies nie. Hulle sou as hulle kon. Ont. Dis alles jou idee, ek is 'n bliksem jou. Nou staan in die queue. Ek soek my geld nou. Ek soek 70%. Ja, gat man, 50-50. Is daar. Dis unfair. Ek het vir 9 maande gesuffer en al die werk gedoen vir jou, was dit net Dan is dit nie vir my. Was al nie 'n baby nie. Ja, jy gaan nie voor ek dit getel het. Ja. Kolletje is. Waar kom jy deur? Wow. Ja. Michelle Botha wat ons gas is vanoggend. Hoorie, dit is dan serious kom en daai, hoor. Ja, dis kom en verby my vriend. Ja, dit is kom en daai, hoor. Ja, nee, ek het 'n paar goeie aanmerkings gehad oor daai sien. Luister, dink jy ons almal het maar so kom en streep in ons ernstig? Kan mens so soort van as dit nodig is, kan mens so terug Ek is seker. Terugval op jou gewone kom en vlak erg. Ons almal het wel kom en vlak erg. Ek dink so, ja. Wat is die kommenste ding wat jy reken? Ek het vir 'n paar dinge sê wat ek dink baie kom is. Sê? Byvoorbeeld, die ouens wat hierdie Amerikaanse vlag en hulle spieeltjies van hulle karre dra. Ek dink dis kom met 'n groot K. Dis kom verby. Dit is verby kom en jy's heeltemal reg. Dit is kom. Jy was nog kom in daai tissue box
wat jy lyk asof jy by Rental Plaza gekoop het met die goud agter in die venster. In die venster. Dis ook common. Maar weet jy wat 'n ding wat common is, wat nie meer common is nie? Dis die hondjie agter in die venster wat so maak. Is dit nie vir jou dis nee, nog dit was common, maar dis nie meer common nie. Ek dink dit is cool nou. Dink jy dis cool? Nee, nou dink ek is dit cool. Of wat van die ene wat se wegvlieg teen die muur? O ja. Dit was common. Dis nog steeds common. Nee, dis nie common. Dis common verby my vriend. En die Meksikaan wat sit met die klein donkietjie. Ja, nee, en die kaktus. Ja, daar sy. Ja, dan kan jy weet, dis goeie mense. Dis nie common nie. Dis common. Lyk my daar's 'n dun lyn tussen common en nie common nie. Toe hierdie rol nou by jou verbygekom het, né? Ja. Is dit nie 'n gevaar wat 'n aktrise loop of 'n gevaar of 'n risiko wat sy neem as sy so 'n rol aanneem dat sy op die einde gestigmatiseer word? Ek hoor wat jy sê. Weet jy nee, ek dink dit as jy so iets kan doen en jy kan soos wat ek gedoen het in ons vir jou op die verhoog. Dis twee uiteenlopende goed. Ek dink dis 'n gift om 'n so tipe karakter te kan aanpak. En as mense jou wil stigmatiseer of hoe jy dit ook al genoem het. As hulle dit wil 'n bietjie van 'n groot woord dan nee. As hulle dit wil doen dan moet hulle maar soos ek vir Milano gesê het, ek is verbaas oor die publiek. Mense kom nie na my toe en sê, "O, jy's Corria, kom weet, maak asof ek die karakter is nie." Hulle praat met my as 'n mens en sê vir my, "Jou werk daarin was goed." So Jy het ek het geluister toe jy in Milaan gepraat het. En jy het nogal vir Milaan gesê dat die publiek is nogal besonder goed ingelig. Ja. Die publiek is nou nogal besonder wat die woord daar. Ja. Oor dinge. Is dit altyd so? Want ek het nou stories gehoor van die publiek wat nou nie. Is dit? Nee, my ervaring met die publiek is soos ek sê, die mense wil weet wat's my naam en dan het hulle met my gesprek nie as Corria nie, maar as Michelle wat 'n sekere rol speel. Ek weet vir ander mense werk dit seker bietjie anders. Ek weet Andrei kry byvoorbeeld, weet of dit ek 'n vrou is dat mense jou anders hanteer nie. Andrei kan partykeer het hy vir my gesê dat mense om toe kom en dan sê sy ja. So ja, jy kry dit seker maar ook, maar ek het nog nie dit beleef nie. Is dit wat 'n groot akteur of aktrise maak om 'n verskeidenheid van rolle te kan speel? Ja. Moet jy kan ernstig en dan lekker. Ja, dit wys dat jy ek weet nou nie wat se Afrikaans maar versatility. Jy's veelsidig. Dankie. Jy's veelsidig. Dankie. Jy's veelsidig. As jy veelsidig is, dan kry jy net soveel meer werk want jy kan baie verskillende goed doen. Maak sens, né? Maar is dit nie so dat 'n mens baie keer as 'n aktrise dat jy 'n soort van bekend raak aan iets nie? Ja. Word nie nogal jy word Macbeth byvoorbeeld. En dit is altyd Macbeth wees. Nee, moenie dit sê. Oei, mag ek net sê? Okay. Hardloop 3 keer op die tafel. Ja, dit kan gebeur. Ek sal nou maar sien wat gebeur na getroud met rugby of dit mense my wel gaan assosieer as nee, ons kan haar nie gebruik nie want sy het dit gedoen. Ja. Ek het dit nog nie so beleef nie, so maar in Amerika werk dit so, die mense maar ons is nie Amerika nie. Daar is jy spesifiek as jy Meryl Streep is, ek dink of ek het gehoor eers dat sy doen seker goed nie, want dit pas nie by haar image van as aktrise nie. So Michelle Boot is die by 'n gelowige een, kan ek byvoeg, wat ons gaste vanoggend. Lang arm, sommige vir ons die week se weer op en dan gesels ons verder. Ruk jou vere reg en slaan vettelik om rekeninge op met Fat Budgie. Chip chip. Ja, die boliglaag wat ons soveel reën gebring het aan die einde van die week is nog steeds teenwoordig oor die verre noordooste van die land vandag. Nog reënbuie wat hier kan voorkom. 'n Hoogdrukstelsel wat inbeweeg oor die binneland môre. Dinge gaan mooi opklaar, sonnig en matig, maar in die weste 'n koue front wat inbeweeg oor die Kaap wat teen Maandag oor die land inspoel. Koeler weer, nie yskoud nie, maar koeler weer oor die binneland met reënbuie langs die kusgebiede. Dinsdag sal dinge opklaar in die weste met die koue front wat oor die noordooste van die land inbeweeg met reënbuie oor hierdie streke wat teen Woensdag nog steeds teenwoordig sal wees. In die Kaap het ons 'n aflandige lugvloei in die middel van die week wat temperature lekker gaan opstoot, maar Donderdag word dit vervang met 'n volgende koue frontstelsel wat oor die gebiede inbeweeg. Reënbuie in die suidweste wat Vrydag langs die kusgebiede uitbrei, sonnig en matig oor die grootste gedeelte van die binneland teen die einde van die week. Davie en Michelle het klaar met tafel gehardloop terug na hulle. RSA Search Engine, the best business search engine in
Bytsake beplan 'n volgende fokus in Heidelberg, Gauteng en dit sal uitgesaai word op 17 November. So as jy 'n besigheid in daardie omgewing het en bekostigbare televisieblootstelling soek, kontak vir Peer Oosthuizen. In Global Express. We're quick, smart, reliable. Michelle Botha. Dankie. Wat ons gas is vanoggend. Ek het jou nou klaar om die tafel gehardloop 3 keer. Ja. Is jy bygelowig? Is dit vir jou 'n ding? Wanneer dit kom by daai woord, is ek bietjie bygelowig, ja, want ek het al horror stories gehoor daaroor en wat reg gebeur het met groepe akteurs wat en ons Praat jy van Macbeth nou? Ja, maar ek is nie bang nie, hoor. Ek is nie bygelowig nie. Want hierdie is soos 'n Nou moet ons weer om die tafel. Dan moet ons weer oor die studio. Ons kan so onder die tafel induik as jy wil. Net om seker te maak, hè. Okay. So as jy voordat jy op die verhoog gaan, doen jy iets? Nee. Ek draf jy 3 keer om die tafel en Nee, ek sê daai tipe bygelowig is net by dit en ek het dit beleef actually toe ons geswat het ons Shakespeare moes doen en hulle het die witches chant gedoen as een van die uittreksels. En die volgende oomblik, I kid you not, toe gaan al die ligte uit en daar was so 'n stukkie, so gaatjie, letterlik so groot in die verhoog wat ons het verhoog gebou uit die verhoog uit. En die volgende oomblik toe hoor ons 'n girl skree, ligte gaan aan, toe's Ilse Botha se naam, toe sy so head first in daai gat ingeval. Hoe is dit moontlik? Gat net so. Sy's klein, sy's petit klein. Sy's net so. Klein petit meisietjie. Toe val sy daarin. Ja. Ek het iemand gesê Ja. En ons het so jy is vir dit ja. Behalwe dit nou. Hoe belangrik is dit vir jou, né? Om behalwe nou vir die spooke en die geeste en die goede. Hoe belangrik is dit vir jou om kontak te maak met jou gehoor? Jy het net vir Milan gesê dat jy en my afleiding is dat jy van verhoog werk. Dit is vir jou lekkerder as voor die televisies te staan. Ja. Met die televisiekamera is so half koud en so, terwyl en weet ons in die agtergrond het ons nou vir Milan daar en ons nou vir Ola daar en vir Karla en Langarm en so aan, maar dis nie veel van 'n gehoor nie. Ja. Hoe belangrik is dit om vir jou 'n groot gehoor en hulle energie te gebruik vir jou ding wat jy doen? Wel dis waaroor verhoogwerk gaan. Ja. Dis waaroor toneelspel gaan, is daai gesprek. Mense kom om iets te beleef. So jy vertel 'n storie en hulle leef hulle self daarmee saam en op die ouende beleef hulle 'n catharsis, whether they crying of hulle lag of huil, hulle moet iets beleef emosioneel. So ja, jy speel 'n groot rol om dit vir die gehoor te laat beleef. So hulle moet jy moet jou voetwerk kan doen, anders gaan jy nie hulle aandag, jy gaan hulle nie intrek in wat jy besig is om te doen nie. Met ander woorde, jy lieg eintlik. Nee, want jy speel 'n rol. Dis nie waar nie. Dis waar. En dan kan ek net sê die ou Russe, né, die ou Russe met voor die Sowjetunie, né, het gesê dat akteurs het nie eintlik siele nie. Hoe is dit? Want hulle lieg die hele tyd. Ons vertel stories, ons is storievertellers. Dis wat ons doen. Nee, ek trek net jou beet. Okay. Jy het net verwys na kinders as die eerlikste gehoor wat daar is. Ja. Die res, die volwasse gehore, lieg hulle vir jou. Sal hulle vir jou cheer, sal hulle vir jou staande ovasie gee en eintlik lieg hulle vir jou. Wel, ek sal nie sê lieg nie. Jy's die volwasse gehoor word van hulle verwag om op 'n sekere manier te reageer. Maar kinders het dit nie. So kinders se reaksie is eerlik en is immediate. So as jy nie 100% on top of dit is wat jy doen nie, dan gaan 'n kind nie daarop reageer nie. Waar volwasse gehore, okay, daardie toneel klaar, ons klap na hande al dink hulle klap nog steeds hande want hulle moet, want dit is gekondisioneer, hulle moet dit doen. Waar kinders werk nie so nie. Dis hoekom kinders is 'n baie goeie leerskool vir jou as akteur, waar jy jou tools slyp en so aan en train. Michelle Botha. Dis hy. Sy is 'n baie sensitiewe gas wat ons vanoggend het. Baie in gevoel met haar gehoor en so aan vir al die kinders. Jy en Jan Arm hoort goed oor die weg te kom. Okay. Ons gaan maak 'n vinnige draai by Ola vir Oulas en dan gesels ek met Michelle verder. Spierpinotage, 'n trots Suid-Afrikaanse wyn met geure van kersietabak en ryp pruime. Ek gaan nou net vir julle wys die breedie is klaar. So ek het van die pinotage ingesit. Ek het beesvleis gebruik wat lank gekook het. Daar's patats in, daar is komyn in, daar's vars timie in
En dit het natuurlik van die Willow Creek Directors Reserve in. So dit net 'n bietjie tyd en liefde in van Willem se ekstra liefde, so ek dink dit gaan baie lekker wees. En ook dit gaan optis is, jy kan maar enige brood vat wat jy het, maar is maar lekker om hierdie Franse baguettes te vat, want dit is 'n mooi grootte. En dan sit jy, dus jy hoef byvoorbeeld nou nie jou brood apart te bedien nie. Jy kan dit sommer onder die bakkie sit, dit is hoe die Portugese dit doen. So dan sit jy net van die breedie bo op, dan suig die brood al hierdie lekkernye op. En dan gaan ek bietjie pesto opsit, basilie pesto. En dan kan elke persoon dit self inmeng en as hy nog ekstra wil hê, kan hy nog pesto bysit. En dit gaan net daai ekstra liefde bygee. Ons gaan nou terug na Dawie en Michelle Botha. Maak heerlike burgers met Escort se liplekker gemarineerde ribburgers. Vir 'n smaaksensasie, doop 'n broodjie in een van Willow Creek se gegeurde olyfolies en Cabernet Sauvignon balsamiese asyn. Ons stel bekend die ongelooflike Snappy Chef induksiestoof. Snappy Chef bespaar jou 50% op elektrisiteit en kook 64% vinniger as 'n normale stoof. 'n Elektromagneet verskaf hitte direk in die kookware in en nie na die stoofoppervlak nie. Hierdie innoverende manier van hitteverskaffing is wat Snappy Chef so koste-effektief, vinnig en veilig maak. Vir meer inligting, SMS Snappy in jou e-posadres na 41876. Ervaar vandag nog goedkoper, vinniger en veiliger kook met Snappy Chef. Ons gas vanoggend is Michelle Botha en ons kuier baie lekker saam met jou. Jy en Milan het net gesels oor jou stem. Jy's 'n sopraan en jy's 'n koloratuur sopraan. Ja. Ja. Dis ek baie. Het jy ooit van die klassieke goeders gesing? Weet jy, ek is klassiek getrain in my honeursjaar deur Maurie Mostert, het ek by haar klassieke onderrig gehad in sang. Dis waar dit maar begin het, maar ek het nog nie my werk was van so die keuses wat ek gemaak het, ek het nie regtig daarbey uitgekom om reg klassiek te gaan sing. Wat se tipe van musiek is dit operas waarvan? Ja. Wat het jy iets in daai wat vir jou uitstaan? Wat vir uitstaan in opera? Ja. Ag natuurlik Madame Butterfly, dis mos nou die ultimate vir 'n koloratuur om te sing. So ja. Wat van O mio babino caro? O mio babino caro is beautiful. O mio babino. Nee, soos ek sê, dit was lank terug, ek is met daar actually regmaak. Ek dink ek smeer nie. Ek kan nie note maak, maar ek nee, ja. Luister jy na operasie by die huis? Nee. Nee. Ek moet. Wat is dit, Meatloaf? Wat luister? Nee, ook nie Meatloaf nie. Ek is lief vir wat het luister ek onlangs? Ek het baie Annie Lennox onlangs bietjie geluister en wat sê Adele, ek smal vir haar. En ja, ek het baie range on. Kos weet jy as jy by die huis is. Nou ons het nou gehoor jy het 'n klein seentjie van 2 jaar oud. Ja. Is daar iemand nou spesiaal in jou lewe behalwe jou seentjie ook? Ja, natuurlik, sy pappa is baie spesiaal in my lewe. En dan my hond Rafiki. Wat se tipe hond is dit? Dis baie moeilik om te verduidelik. Is 'n pavement special. Wow, dit is al nog goed genoeg. Ek het alles wat gesê is 'n pug, maar Toe uitgedraai, ja. Ja, toe draai net so uit. Ek het hom een keer na 'n kwekery toe gevat en 'n Duitse vrou loop so op my af en sy sê, "Oh, what a nice dog. What dog is this?" I said, "It's a pug." "Pug? This is not a pug." En toe sê sy hy's 'n rot. Ek was nie baie impressed geweest met haar nie. Maar is my liefling. Dis die rot waarvan jy praat. My hond, Rafiki. Ja. Die hond. Hoekom het jy besluit? Nou ek sien nou jou kwalifikasie, jy het Pretoria geswat wat 'n goeie keuse was en jy het onder andere jou honeursgraad nou met lof geslaag. Hoekom het jy besluit om nou drama te gaan studeer? Was dit 'n normale keuse vir jou van kleins af gewees? Kom jy uit so huis uit? Weet jy, my ma speel klavier en ons het altyd gesing en haar geïrriteer om saam met haar klavier te speel terwyl sy probeer speel. Ek kom nie regtig uit 'n huis uit waar daar toneel gespeel is of wat weet so tipe kulturele huis nie. Maar ek was altyd besig met my Barbie pop om konserte te hou en daardie van ding. So dit was ek het geweet van ek so groot was dat ek 'n aktrise wil wees. My ma was nie baie impressed met my nie, maar toe hulle nou sien dit gaan goed en is alright, toe het hulle my alles ondersteun my geweldig. Is dit? Is hulle nou trots op jou? Nou is hulle trots op my. Maar ja. Het dit nou met jou baie keer gebeur dat mense na jou toe kom en sê, "Maar is jy nie Weet jy, ek was nou die dag loop ek en my ma, my boetie hulle se nuwe babatjies gebore toe ons gou vir hom iets gaan koop en ons loop in Menlyn rond.
Ons kom in die roltrap op en die volgende oomblik gryp 'n vrou my in my arm, ek skrik my en sê, "Hallo." En ek probeer ek onthou wie se vriendin se ma is dit hierdie en sy begin so met my en toe die volgende oomblik, "Jy's baie lekker en getroud met rugby." Dis okay. So dit gebeur baie keer. Maar dis so Ekskuus, ja. Wat is jou volgende groot uitdaging? Sjoe, my volgende groot uitdaging is om ons maatskappy up and running te kry. Dis jou company met die naam van M&D Productions. Ja. Waar kom dit nou vandaan? Dit is ek en my die name M&D. Dis ek en my geliefde se name en produksies, ja. Okay. So ons probeer om dit om in wat noem jy dit corporate entertainment, wat is die Afrikaans daarvoor? Koöperatiewe vermaak. Dankie. Dis so gelyk. Ja, om daarin te gaan en soveel werk te skep vir jouself as moontlik, want andersins raak dit baie taaf as jy sit by die huis en wag. Jou klein seentjie se naam is? Alex. As jy nou vir Alex nou vir jou sê dat hy wil nou ook in die vermaaklikheidsbedryf ingaan, wat gaan jy vir hom sê? Wel, soos ek my ma gesê het, as hy dit wil doen, dan gaan ek uit my pad uitgaan om dit te leer. In steede van ja, nou leer my so 'n bietjie om komend te wees, doen. Julle is daai kou. Okay, het jy chappie? Nee, ek het nie, my tong maak, ja. Okay, dan maar moet jy so sit. So, met jou boepens uit. Trek op jou hemp. Daar sê. Trek op jou hemp dat ons jou pens sien. Nog. Die pens daar. Nee, my. Sit jy so aan? Ja. Ja. Nee, vinniger. Ons kyk nou 'n musiekvideo van Altus Tiart. Hy is ook ingetroud met rugby te sien as Fafa. Hy's 'n natural. Maar vandag sang hy vir ons So Verlief. En nou is dit tyd om te groet saam met Oula se lekker kos. Ek tel die dae af terwyl ek wag om jou te sien. As ek alleen raak, wonder ek of ek jou nog verdien. Maak toch gou, ek wag vir jou, die een wat haar hart in myne hou, in myne hou. Ek tel die dae af terwyl ek wag om jou te sien. Die tyd gaan so stadig verby, moet ek het sober sit mens my hart gaan kry. Ek herinner myself dis amper, ek tel net tot by 10. So verlief op my meisie wat besluit het om my hart te vat. So verlief door die maan, door die sterre, my bedaar. So verlief op my meisie wat besluit het om my hart te vat. So verlief door die maan, door die sterre, my bedaar. Ek tel die dae af terwyl ek wag om jou te sien. Ek sit en wag tot jy my bel, amper 10:15. Sê vir my jy ken die pad tot by my hart. So verlief op my siewaat. Ons gas vanoggend is die wonderlike Michelle Botha en ons kos vanoggend word gemaak deur Willem Basson. Baie dankie. Vanoggend by ons kom kuier het. Baie dankie, dit was heerlik. Dankie vir die geleentheid. Ek weet nie kos is nie. Michelle, ek weet dat jou karakter nou waarskynlik uit 'n halfjack uitdrink. Maar vir jou wil ons graag van hierdie wonderlike wyn van Spier, hulle 2011 Pinotage gee. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Dankie man. En leer vir Dawie nog 'n paar van daai. Dit lyk so, hè? Ja, hy kom hy's 'n natural. Hy kry dit natuurlik reg. Is dit 'n goeie akteur, 'n natural akteur. Ek weet nie hoe baie akteurs spel daar is. Maar baie dankie. Baie dankie vir die geskenk. Thanks man. Okay, wow. Nou, julle volgende week is ons gas die sanger Matthys Roots, wat ook weer hierdie jaar by die Antklub Kunstefees te sien is. Wow. En ons maak dit raai in Lichtenburg en Noordwes vir ons fokus. En julle moet nou lekker eet. Hola, dis heerlik hoor. Soos altyd is Matthys het 'n song. Ja. Nog een glas vodka. Wat is dit? Nee, dis Stef Bos se sang. Nee, maar Matthys sing dit ook. Sien jy, hy sing nog een glas vodka. Ja. Maar ek het nie 'n glas vodka om te dink wat julle 3 girls mooi is. Hi darling. Julle Of om die kom en jou uit te bring.
Ja.